Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam te kan wees. Ons eer die Here dat ons sy woord in ons midde mag hê en wat 'n voorreg om dan hierdie kosbare Bybelboek te mag open, daaruit te mag lees en dan ook so 'n bietjie 'n beter verstaan te kry van die God van die Bybel wat vir ons dan ook homself openbaar en verklaar in die mate wat ons dit kan verstaan. Ek dink vanmôre so aan Gesang 245 vers 11. Daar het die baie bekende woorde sê ewig, onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Heer, leer my u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. Dis is my so aangrypend as ek hierdie woorde lees en ek het dit al 100 male gesing en gelees en oordink en bepeins en dan besef ek God is 'n ewig onbegryplik wese. Een God, hy openbaar homself in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees en dan die bede. Ons as skepsele wat voor hierdie heilige God staan, die skepper van die heelal, wat doen ons? Ons is nie arrogant en verwaand en sê verduidelik u self aan ons dat ons u beter kan verstaan nie. Ons sê in aanbidding, Heer, leer my u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. En dan ons sal sing van al u liefde. In u waarheid wil ons juig. Wat 'n waarheid? Die Bybel is baie duidelik dat die woord van God is die waarheid. In u waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. En dis met hierdie gesindheid, vriende, wat ek u nooi om nou saam met my na die woord van God te gaan. Dat ons altyd sal besef ons is absoluut die klei en hy is die pottebakker. Ons is die skepsel, hy is die skepper. Ons is mense beperk in ons verstaan en verstand. Hy is die alleenwyse God aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. En kom ons doen 'n kort gebed saam, dan kom ons by ons tweede deel uit, by die profesie van Jesaja wat sê, dat Christus word genoem wonderbaar. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vir 'n nuwe geleentheid, vir 'n nuwe dag. Dankie vir u woord en die kosbaarheid van u woord. En bid ons, dat die Gees ons nou verligte oë van die verstand sal gee, om te verstaan wat u woord sê, en dat ons u ryklik in alles kan verheerlik. Ons bid dit met soveel dankseggings. Amen. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks boodskappe wat handel oor die name van Christus soos weergegee daar in Jesaja 9 vers 5. Vir u gesê, dis die profesie wat Jesaja gelewer het aangaande Christus se koms en ons het vir u gesê dat hierdie Christus sal genoem word 'n wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Vir u gister gesê wat beteken die gedagte van wonderbaar. Wonderbaar dra die betekenis van verwondering, bewonderingswaardig, verbasing en dan in die Engels die kwessie van amazement en to wonder, om werklik te kyk na die persoon van Christus en in verwondering voor hom te staan. Nou vriende, ons gaan so 'n paar gedagtes met u hanteer, dat Jesus is wonderbaar in sy persoon, hy is wonderbaar in sy aardse lewe, hy is wonderbaar in sy sterwe, opstanding en hemelvaart, en dan ook hoe die Heilige Gees hierdie gedagte kan gebruik om u en my lewe blywend te verander. So kom ons val dadelik weg by die gedagte, Jesus is wonderbaar in sy persoon. Nou Jesaja 9 vers 5 sê vir ons, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. Nou baie belangrik, u moet nou saam met my volg, want hier begin ons alreeds die heerlikheid van die persoon van Christus raak sien. Onthou, die Bybel sê vir ons baie duidelik, die hele skrif is deur God ingegee. Die Bybel is woordeliks geïnspireer. Daarom haal ons nie net goed uit die Bybel wat vir ons betekenis het en sê dit is geïnspireerd nie, maar alles, selfs die geslagregisters en die offers in die Ou Testament en elke detail wat vir ons in die Bybel deurgegee word, is geïnspireerd deur die Heilige Gees en het 'n doel en 'n boodskap dat ons daaruit kan leer en verstaan wie God is, wie ons is en hoe ons by God kan uitkom. Nou Jesaja is baie duidelik in sy woordkeuse as hy sê, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. Nou vriende, die betekenis van gebore en gegee leer vir ons dat Jesus beide God en mens was. As mens is hy gebore uit die maagd Maria, let op, nie uit 'n jong meisie nie, hy is gebore uit die maagd Maria, en as God is hy gegee, omdat hy van ewigheid af bestaan het. Nou ons vind dieselfde kosbare gedagte in Matteus 1
vers 15 en 16. As u nou Matteus 1 gaan lees, sal u die geslagregister dan ook raak sien van Josef en wat dan ook uitkom by die geboorte van Christus. En daar lees ons in vers 15 en 16, en Eliud, die vader van Eleazar, en Eleazar die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob, en Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is, Jesus wat genoem word, die Messias. Nou baie interessant, Dr. Walwoord en Zak, dis twee Griekse en Hebreëse kundiges skryf, en hulle sê, the of whom, met ander woorde, die uit wie gebore, hierdie woorde, is a feminine relative pronoun, in die Grieks staan het bekend as ex-hes, clearly indicating that Jesus was the physical child of Mary, but that Joseph was not his physical father. Hoe kan ons dan sê dat Jesus nie die fisiese kind van Josef was nie? Hy is gebore uit Maria, maar hy was nie die fisiese kind van Josef nie. Eenvoudig omdat Matteus 1 vers 20 vir ons sê, want wat in haar, dus in Maria verwek is uit die Heilige Gees. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. So Christus is wonderbaar in sy persoon, juis vir die rede dat hy as mens gebore is uit die maagd Maria, maar dat hy ook as God vir ons gegee is, omdat hy van ewigheid af bestaan het. As u die woord gaan bestudeer, sien ons daar in Lukas 2, vers 15 tot 20. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Nou ons weet hoe werk die geboorte van 'n kind. Die bepaalde gesin is opgewonde daaroor en hulle is bly oor die kind of die kleinkind wat gebore is. Maar vriende, die unieke geboorte van Christus het blydskap nie net vir daardie bepaalde mense of bepaalde dorp gehad nie, maar wêreldwyd tot vandag toe. Uit elke nasie, taal, volk en stam is mense verwonderd oor hierdie Christuskind. Waarom? Hy is gebore uit die maagd Maria. Hy is deur God vir ons gegee, hierdie Messias wat gebore sou word. 1 Timoteus 3:16 sê dit vir ons pragtig. En daar staan, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Vriende, watter unieke persoon is Christus net nie. As jy hom mis, dan mis jy die doel van Kersfees, jy mis die doel van jou lewe, van jou bestaan, jy mis alles wat sinvol en van waarde is vir hierdie lewe en ook vir die ewigheid. Ek wil afsluit en vir u sê, die misterie van Jesus se vleeswording en die feit dat hy beide God en mens was, sal vir ons as mens, terwyl ons nog op aarde is, in 'n groot mate 'n verborgenheid bly. Daarom, vriende, het ons nodig om tyd af te staan, ja, moeite te doen, om die woord bidtend te bestudeer in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees, sodat ons geloof en twyfel in verwondering kan oorgaan en ons hom kan aanbid. Jesus, die wonderbare een. Hy's wonderbaar in sy persoon, want hy's op 'n unieke manier gebore. Vriende, hy het 'n lewe geleef, en ons sal bietjie daarna kyk môre, 'n lewe geleef wat ons harte aangryp, en hy's die een wat sou sterwe, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Ag, daardie pragtige liedjie sê, is hy nie wonderbaar, wonderbaar. En dan kan ons hierdie pragtige woorde van daardie lied uiter. Ja, hy red en hy genees en hy doop ons met sy gees, is hy nie wonderbaar, wonderbaar. En hierdie red
en genees en doop met sy gees is niks vreemds en snaaks wat kerke vandag daarvan maak nie. Dit gaan eenvoudig daaroor, vriende, dat hy juis gekom het om sondaars te red, dat hy gekom het om ons geestelik gesond te maak, want ons is siek in ons sonde en ons wese, en wanneer hy ons red, dan doop hy ons in sy gees, en sy gees kom woon in ons harte, en ons leef en beleef wat Christendom werklik beteken. Want jy sien, wanneer Christus deel van jou lewe word, kan jy nooit ooit weer dieselfde wees nie. Mag die Here vir jou en my genade gee, mag hy vir jou wysheid te gee, en mag jy in hierdie Kersseisoen hom aanbid, as hierdie een wat deur die profeet Jesaja beloof is, deur die Heilige Gees, en ag vriende, die een wat wonderbaar in sy persoon, omdat hy vir ons gebore is, gegee is, ja, die Godmens, wat na hierdie wêreld gekom het. Mag die Here u ryklik seën, en mag hy verheerlik word in alles. Groete en mooi dag verder. Tada.